Is u opgewonde oor sy woord? Ek gaan so bietjie aan om eintlik, ek het vir die verlede week gesê dat ons kom altyd by die kruis en ons kom by die opstanding en dan lewe die kerk nie verder sy oorwinning nie. Stem jy saam met my? Baie van ons kom tot bekering, ons kom tot wedergeboorte. Ons kom by die opstandingslewe deur ons te laat doop, is dit so? Maar dan stop ons daar. En dan baie van ons gaan na Pinkstertyd toe en ons gaan na die Heilige Gees uitstorting toe, maar ons hele lewe daarna, na Pinkstertyd, dan dink ons dit stop hier. En dis eintlik die begin van 'n volle lewe met die Here Jesus Christus. Ons het nodig om elke dag in verhouding met die Here te wees. En ek het met u gepraat, ons het baie keer, ons vat wettiglik dit dat ons kind van God is. Want Jesus Christus het wettiglik vir jou sonde betaal, uit jou wedergebore geskenk, toe jy vir hom gevra het dat hy jou saligmaker en verlosser geword het. So wettiglik is jy 'n oorwinnaar, maar ons leef nie ons oorwinning nie. Ek het vir u vertel van die vrou wat by 'n ryk man gewerk het, skatryk man gewerk het en hy gaan toe dood en sy lewe en sy krepeer, sy kry so swaar, sy het niks wat sy lewe op die broodlyn. En die pastoor kom 'n dag, jare daarna kom die pastoor by haar en hy sê vir haar, maar my suster, hoe is dit dat daardie man nooit vir jou iets nagelaat het nie? Sy sê, maar pastoor, hy het vir my iets nagelaat, daar is dit op die muur. En hy kyk na die ding, toe sit 'n cheque van 30 miljoen rand, wat op haar muur geplak is, want is wonderlik, haar meneer het dit vir haar gegee, maar sy leef nie in die oorwinning van daai cheque wat 30 miljoen was, wat sy, ek sê maar sommer 'n bedrag, hoor. En dis vir my waar die kerk is. Die kerk weet ons is kinders van die Here, maar ons leef nie in die rykdomme en die kennisse van God nie. Ja, okay, as julle nie wil amen sê, kan julle maar eina sê. Ek wil vanmôre, ek weet nie of u daai koortjie kan onthou, how big is God, how big and wide is vast domain. Ken jy hom? Kom ons probeer hom gou sing. How big is God, how big and wide his vast domain. To begin to tell, these lips can only try. He's big enough to rule this mighty universe, yet small enough to dwell within my heart. Is dit mooi? How big is God? How big and wide his vast domain. To begin to tell, these lips can only start. He's big enough to rule this mighty universe, yet small enough to dwell within my heart. Oh, wil jy nie net die hande so 'n bietjie na die Here opsteek en net sê, Here, dankie Here, U is groot, U is wonderbaar, U is skepper van alles, U heers oor alles wat U gemaak het, maar U kom woon ook binne in my hart. En Here, dis vir my te groot partykeer om dit met my kop uit te redeneer. Maar vanmôre wil ek dit aanvaar dat U so klein kan wees dat U selfs hier binne in my hart bly. En ek eer U wonderbare naam daarvoor. Ek loof U daarvoor. En die kerk sê amen. Alright. So ek wil hê dat as ek vir u die volgende gaan sê, daar's mense wat miskien op 'n ander geestelike vlak is al, wat miskien gaan verstaan wat ek nou vir u sê, maar daar gaan dalk van u wees wat nou dit nie heeltemal begryp nie, en ek wil nie hê u moet deur mekaar raak nie. Ek wil net hê u moet weet, he's big enough to rule this mighty universe, yet he's small enough to dwell within my heart. As u nog 'n baba kind van die Here is, fine, dis genoeg vir u om dit te weet. Maar vanmôre wil ek so bietjie dieper gaan en ek wil so bietjie praat oor die Godheid, Vader, Seun en Heilige Gees,
wat altyd by mekaar was. Onthou, hulle was altyd by mekaar, en as ons nou mooi gaan sit, sal hulle altyd by mekaar wees, en was hulle altyd by mekaar. Nee. Maar, daar het dinge gebeur, wat vir ons redding bewerkstellig het, waar die drie-enige Godheid iets moes doen om ons te help. Is jy by my? Onthou nou, sien hulle is altyd 'n eenheid. Sien hulle altyd as 'n eenheid, maar hulle moes iets doen om ons te help. Ok, so wat ek vanmôre vir julle is, 2000 jaar gelede word die Seun Jesus Christus in vlees na die aarde gestuur. So hy moes kom, hoekom moes hy in vlees kom? Hy moes kon bloei. Is jy by my? Hy moes kom bloei. God die Gees kan nie bloei nie. Maar in Jesus Christus in die vlees, wat hy deel geword het en mens geword het vir jou en my, kon hy bloei, sodat hy ons sondes en ons ongeregtighede op hom kom neem. Kan ons net die Here, net ons hande opsteek na God, en net sê, dankie Here, dankie God die Vader, Seun en Heilige Gees, dat U die Seun gestuur het, om ons te kan kom red. Halleluja, prys die naam van die Here. So, die Godheid stuur die vlees van Jesus om te sterwe, om die prys vir sonde te betaal, en op te staan, sodat ons ook kan opstaan in 'n ewige lewe. So die kruis was daar, en dit stop nie daar nie, want daar is die sonde op ons geneem, die ongeregtighede is op hom geneem, maar hy moes graf toe gaan, hy moes die oorwinning daar behaal, en hy moes opstaan, die eersteling van die opstanding, sodat ek en u kan opstaan. Halleluja. Dankie Here, dat u so groot werk vir my gedoen het, sodat ek kan opstaan, en dat ek kan hemel toe gaan eendag, wanneer u terugkom om my te haal, prys sy wonderbare naam. Nou toe hy klaar dit gedoen het, toe gaan Jesus, en hy sê vir sy kinders wat daar om hom staan, hy sê, ek gaan nou weg van julle af. Ek gaan terug na die Vader toe, maar ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek sal vir julle iemand stuur om by julle te bly en in julle te wees. Halleluja. So 2 Korintiërs 5 vers 17 sê dat ek en u het nuwe skepsels geword. Het u? Kan ek gou ons hande sien? Wie is 'n nuwe skepsel in die Here? Wie is gewas deur die bloed van die lam? Prys sy wonderbare naam. U het 'n nuwe skepsel geword, maar nou sê 1 Korintiërs 3 vers 16 vir ons, weet julle nou nie, omdat julle 'n nuwe skepsel geword het, dat die Heilige Gees van God binne in julle woon nie? Halleluja. So die Godheid, drie eenheid, by mekaar, maar nou is die een deel weg, uit die hemel uit. Nou wil ek nie die mekaar maak nie. So die Heilige Gees kom woon in ons harte, maar ek wil vir u sê, nou is die Heilige Gees in ons, en die Vader en Seun in wese in die hemel, waar hulle die rykdomme van God besit. Is u by my? Ok. Nou, u moet baie mooi nou luister. Sê vir die een langs jou, julle moet nou mooi luister. Nou in Johannes 15 vers 7 sê Jesus, ek is in julle en julle in my. Is dit nou? Is dit so? So, wat is die Godheid? Doan het eintlik vir my so iets mooi gesê. Hy sê vir my, ek sê vir hom, Seun, hoe verstaan jy altyd die Godheid? Hy sê vir my pa, ek verstaan dit dat, sê nou maar, die Godheid is die brein, en Jesus is in die hart, en die Heilige Gees is die bloed wat deur my hele liggaam vloei. Dis nogal 'n mooi voorbeeld, nê? So, wat ek vir julle wil sê, Jesus sê, as julle in my bly en ek in julle, sal julle meer vrugte dra. So, God die Vader en God die Seun is in die hemel, maar nou sê hy iets anders hier. As julle in my bly en ek in julle, sal julle meer vrug dra. So, waar is hy nog? Hy is ook hier by my. So, ek wil net hê, jy moet vandag weet, daar is die teologie wat sê, die Here is in die hemel en is die waarheid. Jesus is in die hemel, die Vader is in die hemel, maar deur sy wonderlike Gees wat 'n eenheid vorm met die drie eenheid, is Jesus Christus binne in jou, want jy gaan nie vrug kan dra as jy nie van hom dra nie. Halleluja!
Halleluja, ek gaan nou vir u gou iets speel wat is vir my nogal mooi verduidelik het. Toe ek nou hierdie woord voorberei, toe stuur iemand, ek weet nie wie in die kerk, as u dit vir my gestuur het, baie dankie, want dit so bevestig. OK, so, nou sê Johannes 14 vers 10, glo julle nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie. So Jesus sê, wanneer ek in hom is en hy in my, dan dra ek veel vrug. En nou sê hy 'n volgende vers, hy glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie. Soos wie's nog by ons? Verstom ek julle vanmôre met hierdie teologie? So, die Vader, Seun en Heilige Gees, die Vader en Seun is in die hemel, maar hulle is ook deur die Heilige Gees binne in my, want hulle vorm hierdie wonderlike eenheid. So ons het 'n Vader, sê ek het 'n Vader. Ek het die Seun wat vir my gesterf het, halleluja. Prys sy naam. En is alles tot beskikking van my, om my te beskerm, my te bewaar, my te leer, my te lei, my die oorlog te voer wat ek hier op aarde moet voer. Here Jesus, help ons net. O, Here, maak ons oë oop om te sien. Halleluja. Johannes 14 vers 6, nou maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en herinner. Jesus in die Vader en mekaar, en so Vader is ook in my. Nee, prys sy naam. Nou wil ek gou vir julle iets speel, wat dit nogal mooi, daai kort, is net so oor 'n minuut, wat vir u gou dit nogal mooi wys. Okay. Here's your life, and we've already seen that we have the Holy Spirit living on the inside of us. Yeah? He's with you and in you. But that is not the only thing that is true. This is mind-blowing. Because Jesus says that we are in Him. You can see where this is going. Did you see that in those verses? You've got the Holy Spirit in you, and Jesus says, you are in me. Yeah? And He doesn't only stop there. He says, I, Jesus, am in the Father. Right? This is a logistical nightmare. Right, here we go. So can you see yourself in there? And how safe does it look? And so when the troubles of life comes, well, Jesus says to the disciples, I'm leaving you, but I'm leaving you with the Spirit, and you're freaked out, and you don't know how you're going to go about fulfilling His mission here on earth, and your health is bad, whatever it is. When that happens, you are so safe in the Trinity, in Father, Son, and Spirit. The Holy Spirit is on the inside of you. You are in Christ, and Christ is in the Father. En bewaar. Nou, goed, vanmôre, as u uit daai oogpunt sien hoe groot God is, wie hy is, dat hy in die hemel is, maar tog binne in u, so small that he can be in you, dan het hy mos die vermoë om met sy grootheid iets baie groot vir my en jou te doen. Is dit waar? Wie vat dit vanmôre? Wie kan hulle hande opsteek en sê, ek glo my God is groot, prys sy naam. Goed, nou het ek vir u gesê verlede week, ek het vir u gesê, dat ons moet op die beloftes van God staan. Nou as u wil beloftes van God net by my kry, maar as die hele Bybel is vol beloftes van God. So daar soveel beloftes, u hoef dit nie by my te kry, en Don het vir my 'n paar beloftes, wat sy in 'n woord voorbereid het, sy vir my gegee net hier, as iemand van dit wil sien, of dit gebruik. Maar daar's soveel beloftes van God, en dit is ja en amen. So, wanneer ons in oorwinning wil leef, moet ons die beloftes van God begin quoteer, en jy moet staan op die beloftes van God, en sê dis ja en amen, en vyand, God het vir my gesê, ek is die kop en nie die stert nie, verstaan nie dit? Jy moet begin om van daardie beloftes moet jy te spreek, om die oorwinningswerk te doen. Nou, kom daar die grootste belofte, en dis eintlik waaroor ek vanmôre wil praat, en dit het deel van hierdie hele proses. Ek is jammer, die appelkar so bietjie probeer omgekeer word, maar ek vertrou die Here vir ons gaan help. So die kruis en die opstanding van Jesus het my gedra van die duisternis na sy ewige lig. Is hier by my? Ok, ek gee gou vir my daar 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle, sê julle, is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry,
om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot in sy wonderlike lig. Okay. So kan ek vir u vra vanmôre, wanneer jy wedergebore geword het, lewe jy in die lig? Glo jy dat u lewe in die lig? Glo jy dat u wettiglik in die lig is? Prys sy naam. So glo u dat u nie die duisternis oor jou hoef te laat heers nie. Amen, prys die naam van die Here. Ek wil net hê jy moet 'n paar beginsels moet jy vandag vat. Die duisternis kan nie oor my regeer nie, want ek lewe in die lig van God, deur my wedergeboorte wat hy vir my gegee het nie. Die vyand is wettiglik oorwin op die kruis van Golgotha, prys die naam van die Here. Maar ek kan aanspraak maak op die seëninge van die God van die lig. Here, ek sal maar alles vat as hierdie kerk dit nie wil hê nie. Ek kan aanspraak maak op die rykdomme en die seëninge van die Here wanneer ek tot wedergeboorte gekom het. Maar nou sê Hebreërs 4 vers 2 vir ons, hoekom gebeur dit nie in ons lewe nie? Okay, kom ons kyk gou wat sê Hebreërs 4 vers 2. Want aan ons is die evangelie verkondig, so ek preek Sondag my longe uit hier vir u, en ek sê vir u die groot werk wat die Here in die lewe kan doen, en dan wat doen u? Kom ons kyk gou wat u doen, of meeste. Ek wil nou nie almal onder dieselfde kam skeer nie. Hoorie, ek is lief vir julle, hoor, so moet asseblief nou nie hier loop en sê, die pastoor het my nou aangevat vanmôre nie. Ek vat jou net aan omdat ek lief is vir jou en dat ek wil hê jy moet in oorwinning leef. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Wie's hulle? Die Israeliete. Maar die woord van prediking, die woord wat hier uitgaan, het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. So die woord en geloof het nie gemeng nie. So ek sit hierso, en party, kyk, die duiwel gaan van jou wil steel vanmôre, hoor. Laat ek nou vir jou sê, die duiwel wil hê jy moet hier uitgaan en jy moet niks gehoor het wat ek sê vanmôre nie. So vat gou 'n bietjie jou oor. Sê oor. Julle sal hoor vanmôre wat die Gees van die Here wil sê. En dan kom gou saam met my, oor van my hart. Jy sal hoor en begin leef wat God vanmôre vir jou gegee het. Prys die naam van die Here. U moet verklaar in oorwinning dat God vir u iets wil doen. So wat sê ek vir u? Die grootste probleem van die kerk is, ons luister die woord. Wat sê die ander gedeelte van die woord? Ons het hoorders van die woord gehoor, maar nie daders van die woord nie. Dis dieselfde. Ons hoor die woord, maar ons laat dit nie verenig word met geloof nie, en dit begin in ons lewe prakties opwinding. Pastoor Edmund, is jy opgewonde? Man, wonderlik. As jy nie opgewonde is, dan gaan ek 'n probleem hê. Okay. Nou, Hebreërs 4 vers 12. Kom ons lees gou daar. Want die woord van God. So wat ek wil hê, jy moet altyd weet wanneer ek hier staan, of pastoor Edmund, of watter pastoor ook al hier staan. Ek is nie die woord van God nie. Ek is 'n draer van die woord van God. Ek proklameer die woord van God. En dis God se woord wat die krag dra, nie ek nie. Okay, so, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Hy sny in die diepstes, hy sny in jou wese. Ek het verlede week vir julle gesê, hy sny selfs in jou gebeente en jou gewrigte om genesing te bewerkstellig. Hy sny in jou sielsdimensie om jou gedagtes reg te kry. Hy sny in jou geesdimensie om by God uit te kom. Halleluja. Man, Here, dat hulle net halftes opgewonde soos ek word. Kom ons lees net gou Jesaja 55 vers 10 en 11. Okay. So die woord van die Here is baie belangrik dat ons die woord van die Here spreek. Hy moet uit jou mond uitgaan. Baie mense sal vir my sê, nee, pastoor, ek bedink die woord van God. Dan gaan jy bietjie met 'n probleem sit, hoor. Want wanneer die woord van God uiting kry, wanneer hy uitkom by jou mond, dis wanneer hy die krag begin dra. So hy moet uitkom. Ek wil gou vir u sê, wat het jy nodig om te spreek? Iemand het dit nou gesê. Asem. So wanneer jy spreek, is dit lewe wat jy spreek. En wat is daai asem? It's the breath of God wat jy spreek. En wat is the breath? It's the Spirit of God.
So wanneer jy begin spreek en jy haal asem wanneer jy spreek, dan spreek jy die asem van God en jy spreek the breath of God en jy spreek die gees van God. En die gees van God impakteer die woord van God. O, Here, help ons, lief Heer. Oh man, okay, kom ons lees gou wat gebeur in Jesaja 5. Dis vir my so wonderlik dat Jesaja dit al beleef. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarheen nie terugkeer nie. So wat doen die reën en die sneeu as hulle val? Huh? Wat kom doen op die aarde? Bevolk die aarde om vrugbaar te wees, sodat hulle kan groei. Dis presies wat God se woord moet doen. Luister nou. Maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. So sal my, lees saam met my asseblief. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Here, U het vir ons alles in ons, U het vir ons soveel gesag gegee. U het vir ons die woorde gegee om te spreek, woorde van lewe en krag, want ons is ingebore in wedergeboorte in die lewe en lig van God. So my woorde wat ek spreek is ligwoorde. Die beloftes moet in jou lewe werk en doen waarvoor dit gestuur is. Johannes 15 vers 26. Kom ons kyk gou, wat gebeur nou met hierdie beloftes? Ok, so God gee baie beloftes, maar een van die beloftes is die grootste ene, en ek haal vir die grootste belofte vanmôre uit. Ok, kom ek gee dit vir. Maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Ok, so hier gebeur iets, sê hier gebeur iets. Die Heilige Gees word gestuur. Ok, kom, ons lees verder. Nou, jy kan na Johannes gaan lees dit, nou weet jy, Johannes is besig om my, dit vat my in die hoogtes in die hemele in, dit vat my fantastische plekke waar ek wil wees, prys sy naam. Nou, Johannes 16 vers 7, maar ek sê, julle die waar, wat is God? Die God van waarheid. Ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, dat Jesus in die vlees hemel toe gaan, want hoekom moet hy hemel toe gaan in die vlees? Want hy kan nie by almal wees nie. In die vlees kan hy by almal gewees het. Hy kon net by sy disippels wees, of hy kon net by die tempel gewees het, of hy kon net, so Jesus moes weggaan. Nou sê hy vir ons, dit is voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kan kom, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Wat stuur hy nog? Woorde stuur hy, nee. Ok, so hy sê ek sal hom na julle stuur. Maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat julle weggaan, wat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Nou, Johannes 16 vers 13. Lees gou saam met my verder. Ek wil gou vir u sê, wie glo dat God die Heilige Gees 'n persoonlikheid het? Hy is 'n persoon, nee, hy is 'n persoon. Ek dink hy is die persoon wat die minste erken word. Maar wanneer hy gekom het, so Jesus het die waarheid vertel, God die Vader het die waarheid gekom, die Vader stuur die Heilige Gees om Jesus te kom verheerlik, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die halwe waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Weet jy, daar gaan tye wees wat die kinders van God, wat waarlik in hierdie dinge begin lewe, gaan weet wat in die toekoms gaan gebeur. God gaan dit openbaar aan ons gaan weet wat kom, halleluja. Hy sal my verheerlik, so wat doen die Heilige Gees? Hy verheerlik vir wie? Jesus.
Hy sal my verheerlik. Kan ek gou vir u iets sê? Wanneer 'n kerk nie die Here Jesus verheerlik nie, dan onttrek die Heilige Gees. Want die Heilige Gees se groot werk wat hy moet doen, is om Jesus te kom verheerlik. So, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Vers 15. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Okay, so wat die Vader se sin is Jesus sin. Wat Jesus sin is die Vader sin. Wat die Gees bestuur, ek wil nou jy moet baie mooi luister. Onthou, die Gees van die Here is nie nou by die Vader seun in die wese wat hulle is nie, nê. So wat kom van die hemel af? Rykdomme, seëninge, oorwinnings kom van die hemel af. Nou wie bestuur dit hier op aarde? Die Heilige Gees. Die persoon van die Heilige Gees lei ons in alle waarheid, verklaar alle waarheid aan ons, en die belangrike waarheid dat Jesus verheerlik moet word, want hy sê wanneer hy gaan kom, gaan hy vir Jesus verheerlik, nê. So die Heilige Gees is die enigste verteenwoordiger van die Godheid op hierdie aarde nou. Hy verteenwoordig die Godheid. Okay, is hy by my? So die belofte van God uit die Heilige Gees gestuur om die Vader en Seun te kom verteenwoordig op die aarde, en daarom sê Efesiërs 4 vers 30 dat ons nie die Heilige Gees moet bedroef nie. Hoe bedroef ons die Heilige Gees? Kan u gou vir my sê? Eerste, deur Jesus nie te verheerlik nie. Wat nog? Gehoorsaam te wees, sonde en ongeregtigheid nie toe te laat nie. Wat gebeur wanneer jy sondig? Bly die Heilige Gees binne in jou? Bly die Heilige Gees binne in jou? Hy bly binne in jou. Maar wat doen hy as daar sonde is? Ek het al vir 'n voorbeeld gestel van my en Don, wat as ek en sy vir mekaar kwaad is, dan sal sy daar in die ander kamer wees en ek in hierdie kamer, want ons wil nie eintlik by mekaar nou wees, want hy so ons beklei nou nie elke dag, hoor, so. Ons nie elke dag in 'n ander kamer nie. Maar die Heilige Gees gaan ons seer kry wanneer jy sonde en ongeregtighede doen, is dit. Maar hy kan nie uit jou gaan nie, want hy is wedergebore. Maar nou gaan hy so 'n bietjie eenkant wees, en dan gaan jy voel, maar waar is hy? Wie van julle het dit al gevoel, waar is hy, Here? Waar is die Here? Dis wat gebeur. O, Heilige Gees van die Here. We sal hier hande saam opsteek, Here. Heilige Gees van God. O, Heilige Gees. Ons wil hê dat u welkom in ons lewens sal voel. Halleluja. Ek wil hê u moet welkom voel, Here. Ek wil hê dat u my sal help. Sê dit saam met my. Ek wil hê dat u my sal help, Heilige Gees, om die dinge af te lê wat u nie wil hê in my lewe nie, Here. Here, maak skoon my lewe. O, Here, help my, Here. Here, wees my genadig, Here. Wees by my, Here. Kom en wees net naby my, Here, want ek wil u naby my hê. Halleluja. En kom gee vir ons wat u van Jesus Christus en die Vader kan gee. Want wat syne is myne, en wat myne is syne. Is dit nie wonderlik nie? Die rykdomme van God behoort aan my en aan u. Halleluja. Die uitvloei van die Heilige Gees. Halleluja, dis vir my amper, die Here wys my so beeld. Hy sê, die Vader en die Seun staan in die troonkamers van God. Hulle het beskikbaar al die rykdomme en genade en kennis van God. Ek wil hê jy moet weet vanaand, nee, dit gaan nie net vanmôre, dit gaan nie net oor geld nie. O, dis soveel meer as geld. Maar God die Vader en God die Seun staan en hulle het al hierdie rykdomme en hulle sê, okay, verteenwoordiger van my Heilige Gees, gee dit en deel dit uit aan die wat in oorwinning met my begin lewe, halleluja, en hulle begin oorwinning hê. Amen. Die Heilige Gees. Ons gaan Pinkster binne gaan. En ek sê vir u nee, dis soveel meer as om tale te praat.
Dis soveel meer om die Heilige Gees te beleef en die volheid van die Heilige Gees. En ons gaan Pinkstertyd binne en ek wil hê dat u gereed maak en u oopmaak vir dit wat God se Heilige Gees in u lewens wil gee. Want hy wil in jou lewe die inheritance van God die Vader en die Seun gee. En ek het verlede week met u gepraat oor 'n goeie of slegte inheritance. Jy weet mos wat God gee is mos net 'n goeie inheritance. As jy die toegang tot al God se rykdomme wil hê, is dit net deur die Heilige Gees verhouding. En hoe meer jy Jesus verheerlik en lewe saam met Jesus in jou aksies om gelukkig maak en hy jou ervaar, hoe meer kragtig gaan die Here in jou begin werk. Verheerlik Jesus in 'n diens. Hoor nou mooi, verheerlik Jesus. Pastoor Edmund, jy gaan langer as ek dalk in die kerk staan nie, maar verheerlik Jesus in 'n diens en jy sal nooit die Heilige Gees verloor nie. Halleluja. Die Heilige Gees is so wonderbaar dat hy is die enigste een wat 'n sondaar se hart aanraak en sê, kom na Jesus toe. Die Heilige Gees is daar die sagte stem, wat selfs wanneer jy in 'n kroeg staan, met 'n drankbottel, met 'n drankglas in jou hand, en ek sê nie dis die enigste sondes nie, asseblief julle, wat vir jou sê, kom na Jesus toe. Daar's soveel mense wat getuienis daarvan het. Maar dit is nodig, my broer en my susters, dat ek en jy seuns van die Allerhoogste God sal word. In Romeine 8, en ek gaan dit weer vir u net lees, 8 vers 14. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. 'n kind is iets anders as 'n son. En dis nie omdat dit in 'n manlike vorm is nie. 'n son is iemand wat groei in die volheid van God se Gees. En wanneer jy gedurig deur, hierdie woord in die Griek sê, dat jy gedurig deur, continually, gelei word deur God se Gees. Dan sal jy 'n seun van die Allerhoogste word. Dan gaan jy 'n volwasse kind van die Here kan wees, wat vir die vyand kan sê, luister, dit is nou genoeg. Maar as jy dit nie gaan begin beleef nie, gaan die vyand op jou trap. En hy gaan met jou mors. En dan kom mense na my, dan verstaan nie, maar pastoor, ek is dan 'n kind van die Here. Maar die vyand mors met my. Dis omdat jy nie continually groei in die Here nie. Dis omdat jy nie God se woord vat en dit begin delf daarin en begin lees nie en begin spreek nie en dat die lewe van God se Gees deur sy woord uit jou mond uitgaan nie en die beginsels van God begin doen nie en die beloftes van God begin spreek nie. Ek is klaar. Ek wil vir u iets sê, daar's 'n deel wat eintlik is verskriklik eintlik, dat hy dit so sê, maar mense wat al hulle lewe lank sê hulle is wedergebore, maar nog nooit by die Here regtig gegroei het en in hom beweeg het nie, sê daar's 'n woordjie wat eintlik sê dat hulle geestelik vertraag is. They retarded. Dis verskriklik. So eintlik, die Here sê, as jy nie groei in die Here se Gees daagliks nie, en daagliks continually by hom hoor en met hom beweeg nie, dan raak jy amper soos 'n ou dommie. Here, ek wil vir jou 'n liedjie sing, is dit reg so, dan sluit ek af. Ek het nou te lank gepreek. Friendship with Jesus, fellowship divine. Oh, what blessed sweet communion. Jesus is a friend of mine. Staan gou saam met my, dan sing jy dit saam met my. Friendship with Jesus, fellowship divine. Oh, what blessed sweet communion. Jesus is a friend of mine. Kan ek vir u bid? Sal u hande na God uitsteek? O Here,
Ons het U so nodig, Here. Ons wil communion met U hê, Here. Ons wil verhouding met U hê. Ons wil fellowship met U hê. Ons wil saam met U aan die tafel sit vanmôre. Ons wil oorwinning hê vanmôre. Ons wil die lewe van God hê, haleluja. Ons wil die rykdomme en die kennis en die grootheid van God wil ek begin ervaar in my lewe. Ek wil nie 'n papbroekige Christen, kind van die Here wees nie. Ek wil 'n oorwinnaars Christen. Ek wil 'n oorwinnaarskind van die koning van die konings wees, haleluja. O, Here, maak ons wakker. Maak vir my wakker, maak my vrou wakker, maak my kinders wakker, maak die kerk wakker, Here. Daar is soveel meer wat U instoor het, en ons het dit net wettig ontvang, maar ons leef dit glad nie. Help ons, Here Jesus. Here, ons wil aan hierdie tafel sit vanmôre. Maar Here, o Here, dit moet nie net nog 'n daggie wees wat ons 'n broodjie vat nie. Dit moet 'n dag wees waar ek fellowship met die God drie-eenheid, die grootste drie-eenheid wat daar ooit kan wees. Here, wil ons saam sit vanmôre aan hierdie tafel en ons wil hê dat U nuwe lewe oor ons kerk sal blaas. Here, dat die Gees van God en die woord van God geïnspireer sal kom en impak sal hê. Sê impak. Impak in my lewe, Here. Dankie, Jesus. En die kerk sê amen. Loof die naam van Jesus. Ons gaan, U kan die sitplekke neem, ons gaan hierdie nagmaaltafel bedien.